vanmôre saam met my lees uit die woord van die Here. Galasiërs 15 hoofstuk. Galasiërs die 15 hoofstuk. Ek sal dan van die vers 16 lees. Prys die Here. Galasiërs is die Nuwe Testament. Prys die Here. Galasiërs 5. Van vers 16. As jy maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. As jy wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Vers 17, want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees. Ja. En hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil. Dit is hierdie twee, ek het al reeds hieroor gepredik in die verlede, paar keer dink ek. Maar soms is dit nodig dat ons weer op datum kom met God se woord. Is dat die Gees en die vlees staan teenoor mekaar. Ja. Die vlees begeer om die kant toe te gaan. Ja, die Gees begeer om aan die ander kant toe te gaan. Ja. Ja. En hierdie twee staan teenoor mekaar. Amen. En daar's 'n stryd wat gestry word. Daar's 'n koortjie wat ons sing, daar's 'n stryd dat ek moet stry, maar daar's oorwinning te verkry. Amen. En ek en jy as mens staan in hierdie stryd in ons lewens. Ja. En om die stryd te oorwin, is die ene wat jy die meeste gaan voed, Ja. is die ene wat gaan oorwin. Want ons as mens moenie dink ons kan nie oorwinning kry nie. Ons kan oorwinning kry as ons wil. Die oorwinning is daar. Waar is dit? In jou hande. Deur te wandel deur die Gees. Maar ons, baie mense kan dit vanmôre vir my sê, maar weet jy wat, ons is in die vlees. Die vleeslike ding ek sien jy vanmôre. Ons kan mekaar vanmôre sien, ons kan mekaar vat, ons kan mekaar praat en so meer. Amen. Ons sien die vleeslike ding voorwerp. Maar die woord van die Here sê, wandel deur die Gees. Om deur die Gees te wandel, oorwin ek die begeerlikheid van die vlees. As ek in die vlees wandel, dan gaan ek die begeerlikheid van die Gees onderdruk. Amen. Nou, maar hoe wandel ek deur die vlees en hoe wandel ek deur die Gees? Om deur die vlees te wandel is baie maklik. Ja. Jy doen die begeertes van die vlees. En hy sê vir ons, wat is die begeerlikheid van die vlees hierso? Ja. Kom ons lees net verder, vers 18 sê, maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Nou baie mense sê, jy weet, ek word deur die Gees gelei. Dan sê so in die vlees, is dit nie waar nie. Vers 19 sê, en die werke van die vlees is openbaar. En hier kom dit. Die werke van die vlees is openbaar. Ja. Naamlik, wat hy sê, oorspel, hoerery, onreinheid,
ongebondenheid. Hy noem hierdie dinge. Paulus noem dit aan die Galasiërs. Die werke van die vlees, die begeerlikheid van die vlees. Dis die werke van die duisternis, naamlik oorspel, oreerdery, egbreek. Jy noem dit op vanmôre. En ek gaan nou verder lees hier. Hy noem hierdie dinge. En dit is wat vandag gebeur in hierdie samelewing van ons. Jy weet, ek is nou nie meer tevrede met hierdie vrou of hierdie man nie. Nou gaan ek na die volgende een sommer. En môre oor môre kom ek weer terug na hierdie een toe. Dis hoerery. Dis oorspel wat gepleeg word. Wat mense oorspel pleeg. En die mens sê, ag, dis alright. God sê, dis verkeerd. Wat die mens sê en wat God sê is twee verskillende goed. Is ek vanmôre miskien ook die maker? Wat ek dit kan goed praat? Nee. Ek is die maaksel. As God sê dis verkeerd, is dit verkeerd. Ek kan 80.000 mense agter my hê en sê man, dit is goed. En as God sê dis verkeerd, sorry man, jy saam met daai 80.000 mense is almal verkeerd. Amen. Dis nie wat die mens sê. Dis nie wat die wet van mense sê. God se wet is meer werd. Is ja en amen. Die woord van die Here is klaar. Ja en amen. Wat die mens sê, dan nie punte by God nie. Dis wat die Here sê. Hy is die skepper van die mens. Van die hemel en die aarde. En hy sê vir ons verder, wat Paulus skryf hier. Hy sê afgoderry, towery. Dis hierdie dinge wat heers in hierdie mense se lewens. En baie kinders van die Here sê, maar ek het nie afgode in my lewe nie. As jy begin stil staan en kyk in jou lewe, dan gaan jy miskien ook agterkom hoeveel afgode is daar in jou lewe. Maar jy weet, ons wil nie graag stil staan en dink, wat is daar in my lewe? Wat 'n afgod in my lewe is. Daar's baie dinge wat afgode kan wees in jou lewe. Sê, ag nee man, dit is nie so. Prys die Here. Hy sê, towery. En mense gaan om met hierdie goeder. Jy sal verbaas wees. Hoeveel kinders van die Here gaan om met hierdie klomp snert. Is verbonde aan hierdie gemors. Dit is wanneer jy deur die vlees wandel. Dis die werke van die vlees hier. Dis die werke van die duisternis. En nie die werke van God. Hy sê vir ons verder. Hy sê vyandskap. Twis, jaloersheid. Vyandskap. Dit is maklik. Die vyand kom om vyandskap te veroorsaak tussen mense. Die vyand veroorsaak vyandskap tussen 'n man en 'n vrou. Hy veroorsaak vyandskap tussen 'n broer en 'n suster. Hy veroorsaak vyandskap tussen die kinders van die Here. Omrede die kinders van die Here nie wandel deur die gees nie, maar deur die vlees. En hulle begeertes van die vlees wil volbring in hulle lewens.
Nee, maar ek is in die gees. Jy lieg want jy is in die vlees. En die vyand kom. Hy veroorsaak twis tussen mense. En mense wil graag twis, nie waar? Ja. Wat veroorsaak twis? Jaloesie. Sê net vir iemand iets wat jy weet, hierdie persoon hou nie daarvan nie. En dan begin die vonke te spat. Amen. En mense begin te jy bring net miskien ook iewers toe ek 'n onderwerp op moet sê. Nou wil ek eers hierdie ding sien gebeur. Ek wil nou hierdie ding aan die gang sit. Ek wil net so wheelie pop. Ek wil so 'n bietjie stof opskop. En dan is hierdie mense mekaar. En net nou sit vyandskap en net nou baie die vuiste. Veroorsaak twis. Veroorsaak vyandskap. Dis die werke van die duisternis. Omrede ek graag deur die vlees wil wandel en nie deur die gees nie. Amen. Die beste om die vlees te vermy is wandel deur die gees. Ja. Kom in die gees en nie in die vlees nie. Prys die Here. En hy sê jaloersheid. Weet jaloersheid is 'n lelike ding. Ja. Dis waar. Ek wil daarmee saam jaloersheid. Jou toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap. Weet jaloersheid is iets wat lelik is. Jaloersheid kan groot stories veroorsaak. Ja. Jaloersheid kan veroorsaak dat jy loop en lieg. Ja. En weet om te loop en lieg as baie dinge wat kan veroorsaak, wat hierdie dinge kan veroorsaak. Dis waar. Afgunstigheid, twisgierigheid, haat, nait, jy noem dit op. Ja. Kan ek veroorsaak dat ek stories dra van my mede-pelgrimsreisiger of van ander mense wat nie eers so is nie. Dis hartseer. Maar jaloersheid is 'n lelike ding wat selfs moord toegepas word in mense se lewens. Amen. Jaloersheid is 'n lelike ding. Iemand groet jou. Geen bedoelings nie. En wat gebeur? O, jy het oogies vir daai vrou. O, jy het oogies vir daai man. Dis jaloersheid. Veroorsaak lelike dinge in die lewe van die mens. Ja. Dis waar. Dit is wat dit is. Die vrug van die vlees word geopenbaar hierso. En dit is wat mense moet na kyk en wat nie kyk nie. Afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Amen. Dis hard, nee. Ja, dis waar. As ek hierdie dinge doen, maar die probleem is, baie kinders vandag wil nie stil gaan staan en sê, Here, wat is fout in my lewe? Wys my dit uit. Laat ek bietjie stoptyd neem en kyk wat is fout in my lewe. Want
jy weet ons is onsself regverdig. Ja. Ons is onsself regverdig. Jy weet, ek is nou nie so bad ou nie. Ek sit my self 'n sterretjie op. Wanneer jy vir self jou sterretjie opsit, dan het jy 'n probleem. Ja. Is dat die mens moet begin om te besef, weet jy wat, ek moet kyk, waar is my probleem in die lewe? Want as ek nie myself gaan ondersoek en kyk hoe ek met die Here staan nie, gaan ek God se koninkryk mis. Amen. En as ek hierdie dinge doen en ek sien dit nie raak nie, gaan ek God se koninkryk mis. Is daar wat die woord van die Here Paulus skryf aan die Galasiërs. Hy sê wandel deur die Gees. En daar is 'n baie mooi voorbeeld wat die Here Jesus vir jou en my gestel het. Om te wandel deur die Gees en nie deur die vlees. Weet die vyand het gekom na die Here Jesus toe om hom te verlei. Dis waar. Sodat hy moet wandel deur die vlees om gehoorsaam te word aan die stem van die duiwel. Maar wat het hy gesê? Gaan weg agter my Satan. Want daar staan geskrywe, ek mag die Here my God alleen aanbid en niemand anders nie. Amen. Die Here Jesus het menigte male wat hy gaan bid het alleen. Wat het hy gedoen? Hy het deur die Gees gewandel. Deur te bid is jy besig om jou reg te kry om deur die Gees te wandel. Wanneer jy in gebed verkeer, dan wandel jy deur die Gees en nie deur die vlees nie. En wanneer die vleeslike dinge na jou kant toe kom om vir jou te sê jy moet dit en dit doen, sê sorry my boet, skuif een kant toe. Amen. Ek luister nie na jou nie. Weg met jou. En mense sal na jou toe kom en sê, ag man, weet jy wat? Dis mos nie so erg nie. Ja. Dit is wanneer jy begin te luister na die werk, na die stem van die vyand, om die werke van die vlees te volbring in jou lewe. Maar wanneer jy sê nee, dankie. Ek het iemand wat ek gehoorsaam moet wees. En sy naam is Jesus. Amen. Ek wil nie die werke van die vlees doen nie. Want wanneer ons die werke van die vlees doen, dan gaan ons God se koninkryk mis. En baie kinders van die Here word gevang deur die werke van die duiwel. En hulle val in daai struik. En steur om te sê, luister, laat ek doen wat die Here sê. Amen. Prys die Here. Vers 22. Maar die vrug van die Gees is liefde, Amen. blydskap. Nou, Paulus skryf in die Romeine, hy sê, laat die liefde ongeveinsd wees. So baie kinders van die Here het 'n aangeplakte liefde. Dis so spoeg op plak. Jy spoeg teen 'n mense ken mos nie vandag meer seels nie. Ja. Die ou daai jy seels gekry het jy op 'n brief geskryf, op 'n verf geplak, as jy 'n brief geskryf het. Dan lek jy hom nat en dan plak jy hom na teen hom vas. Dis waar. En vir jou te bewys het jou 3 sent of jou 2 sent hang af wat dit is. Ja. Het jy gelek en jy het nog geplak, jy het hom betaal. Hy's reg om gepos te word. Jy het jou posgeld betaal. Amen.
Nou baie kinders van die Here het so spoeg geplak. Ja. Mm. Liefde. Dit werk nie. Ja. Dis waar. Dis waar. Dis 'n valse liefde. Amen. Amen. Die Here sê ek en jy moet mekaar dien met liefde. Amen. Vurig. Ons moet God lief hê. Amen. En as ek my broer lief het ek God lief. Amen. Yes. Dit help nie ek en jy sê net met die mond. My broer, my suster, ek is lief vir jou. Ja. Maar hier by my hart Mm. sê ek, "O, Jesus, As jy haat en nee daar. as jy maar net weet wat dink ek van jou. Ja. Jy's so vals. 'n Blinde man kan sien met 'n stok, Ja. met 'n stok Ja. dat jy vals is. Prys die Here. Die vrug van die Gees is liefde en 'n blydskap. Nie hierdie nagemaakte blydskap nie, Nee. maar 'n blydskap wat God jou gee, man. Amen. Nie die miljoen rand wat jy gaan kry of wen of wat ook al. Ja. Daar's net 'n tydelike blydskap, maar 'n blydskap wat God jou gee in jou binneste. En dan sê verder ons vrede. Vrede en lankmoedigheid. Weet wat die Here Jesus sê? Ek gee julle vrede. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. God se vrede is 'n vrede wat anderste is Ja. as wat die wêreld se vrede is. Amen. Die wêreld se vrede. Die woord van die Here sê vir ons, hulle sal sê vrede, vrede. Dan skielik is daar verderflike pes. Ja. Dis waar. Mm. Die wêreld se vrede is 'n valse vrede. Amen. Mm. Hulle sal sê, "Man, hier's my hand, vat, ons maak vrede." Mm. Amen. En as jy omdraai, dan gaffe jy. Ja. Dis die wêreld se vrede. Maar as wanneer die Here sê, "Ek gee jou vrede," dan gewaar jy God se vrede. Amen. Dan gewaar jy God se vrede. En jy word nie gegaff van die agteraf. Ja. Die wêreld sal dit doen, maar nie die Here nie. Amen. En die blydskap van die Here, dit is jou en my beskutting. Glory to God. Halleluja. Hy sê lankmoedigheid. Vriendelikheid. Lankmoedigheid is iets wat jy sê, man, ek kan nie wag nie. Mm. Dis nie wat lankmoedigheid is nie. Lankmoedigheid is, kom ons wees geduldig en saam. Mm. Rustig. Kom ons verkeers rustig. Ons wees kalm man oor die saak. Ja. Mm. Want as jy nie lankmoedig kan wees nie, gaan jy jou vingers verbrand. Mm. Hastig. As 'n spreekwoord in die Afrikaans wat sê, 'n hastige mond verbrand sy mond. Amen. Nou, ja. Mm. En dit is 'n probleem. As ek en jy hastig wil wees, dan pluk ons die verkeerde vrugte. Amen. Dis waar. Skoon my. As ek en jy lankmoedig is, verdraagsaam, hey, glory to God. Mhm. Wees rustig man. Glory, kom ons wag dat die Here die saak uitwerk. Mm. En sê Here baie dankie. Amen. Glory to God. Lankmoedigheid, vriendelikheid. Baie mense wil net vriendelik wees met mense om voordeel te trek. Mm. En dis weer net die skynheiligheid wat vorendag kom. Ek is nou net vriendelik omdat ek saam jou is. Ek soek iets.
Maar as jy omdraai, asseblief tog, Met 'n mens steek. asseblief tog, hierdie ou net my nek afbly. So kom jy in my lewe nie. Nou waar is jou vriendelikheid nou regtig van? Ja, so. Is 'n valse vriendelikheid wat jy het in die lewe. En Steven sê, weet jy wat sê Paulus? Hy sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Ja. Die Here is naby. Amen. Want jou vriendelikheid wat jy het, sal veroorsaak dat ander mense God wil dien. Amen. Maar as ek nie vriendelik, ek sê ek is 'n kind van die Here, maar ek is so bombasties nog iets. Ja. Jare terug, net so kort na ons tot bekering gekom het, toe gaan ons saam met iemand. En ons gaan na hierdie genootskap toe. En ek was ons daarso in hierdie een op, jy kyk my so op en af. Ek kyk nou, is my das skeef, is my baadjie gekrekel of my hemp, wat hang my hemp uit, het ek die regte skoene aan, nie dat 2 onpas skoene aan, wat het ek, want hy kyk my op en af. Ek dink, joh, hierdie ou is in hierdie genootskap en almal praat so vreeslik. En hier's geen vriendelikheid nie. Ja. Ek dink, ja. Maar nou is ek nog lank ook in die Here weet ons van. Ek dink, nou wat is fout met my? Die vriendelikheid is om te sê, welkom hier saam met ons. Amen. Is jy 'n nuwe besoeker? Ja, ek besoek hier saam met ander mense. Welkom hier saam met ons man. Wat se indruk gee ek as ek nie vriendelik is nie? Ek gee 'n verkeerde indruk. Ja. Vriendelikheid Ons niks. kos jou en my absoluut net mooi niks. Daar gaan niks van jou en my afval deur vriendelik te wees nie. In steede, as ek bombasties is, gaan ek mense afsit. Ja. Dis waar. Ja. Dat is mense reg. As ek met 'n lang gesig loop en mense aankyk, Ja. dan sit ek mense eerder af Ja. deur daardie houding. Maar wanneer ek vriendelik is, trek dit eerder mense. Mense gaan Ja. so. Wat sê hulle dan? Ag, weet jy wat? Daar ou gee voor hy's 'n kind van die Here. Kyk hoe lyk hy. Kyk maar tree op. Kyk hoe tree op. Dit gebeur. Ja. Ja, so. Dit gebeur. Prys die Here. Vriendelikheid, goedheid, getrouheid. Is ek goed teenoor ander mense? Of is ek net goed vir die ene? Ek hou baie van hierdie persoon, is goed vir hom. Of vir haar. Goedheid is iets wat belangrik is. Yes, well. Is God nie goed vir almal nie? Amen. Amen. Die Here sê, hy laat sy son skyn oor die regverdige, sowel as die onregverdige. Amen. Dis goedheid. En wanneer ek wandel in God se weë, deur die Gees, wat sal my volg? Goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe. Waar is die dag? Wat sê die volgende ene wat hy daar sê? Is jy getrouheid? Ag. Onder die kinders van die Here is ook nie meer getrouheid nie. Daar is nie meer getrouheid nie. Ons weet nie wat is getrouheid meer nie. Die mens kan nie eens God getrou dien nie. Wat kan ons nog praat van getrouheid?
Maar die mens is getrou om die verkeerde te doen. Getrou om te luister na dit wat verkeerd is. Getrou om te skinder. Getrou om te doen wat nie reg is in God se oë. Maar ontrou om aan God gehoorsaam te wees. Ja. God soek getrouheid in die kinders van die Here se lewens. Hy sê sagmoedigheid. Sagmoedigheid en selfbeheersing. Sagmoedigheid. Dan praat ek nie van hierdie sagmoedigheid wat hierdie prediker spreek. Jy weet, jy moet nie so wees nie. Jene, jy weet, ek is so sagmoedige prediker. Ek streel almal en ek is te bang om die woord van die Here reguit te preek, want ek is so sagmoedig, want ek soek julle geld in my sak. Ja. Dis waar. Ek hoop so. Ja, goed gelyk. Dis so baie party van ouens preek, man. Ja. Daai sagmoedigheid. Ag, weet dit is so. Dit is so 'n sagmoedige, vriendelike, aangeplakte storie. Maar as jy die geld gegooi het, dan sê ek, hier lekker gevang met my sagmoedigheid. Met my vriendelikheid. Ag, my ou sit. Sagmoedigheid is om nederig te wees. Om sagmoedig te wees. Dis nie om mense te verlei nie, man. Dis wat God vir jou gee. Amen. In jou binneste om uit te oefen. Nie om mense se sakke leeg te wil maak nie. Nee, glad geensins nie. Dis die laaste ding wat jy oor moet dink. Ja. En die laaste ding wat jy moet dink, moet nie 'n gedagte wees nie. En dis dit. Dat jy nie, met ander woorde, jy nie eens dink dat ek die ou se sak moet leeg maak nie. My sagmoedigheid moet wees om wys, Here, U het in my lewe verander. As ek 'n klip was, vat God die klip en hy maak vir hom, hy verwyder hom en hy sê gee 'n sagte hart in jou binneste. Amen. Wat sê jy aan wat ek gesê? Selfbeheersing. Kinders van die Here het so opvleende gees, is nie waar? Baie van die kinders van die Here. Kros kan nou nie almal daaronder nie. Maar dit is gebeur dat baie kinders van die Here, hulle hoor iets, manne ontplof hulle. Dit lyk, dan lyk daai persoon se ontploffing in 'n matrasfabriek. Hy's opstandig. Man, ek sal hom wys wat ek doen. Dis opvleend, maar jy weet nie eens wat gebeur het nie. Jy moet jouself kan beheer. God gee vir ons selfbeheersing, man. As ons dit nie het nie, sê Here, gee vir my selfbeheersing, laat ek kan myself kan beheer. Here, laat ek kan geduld beoefen in my lewe. Amen. Verdraagsaamheid kan oefen. God gee dit vir jou en my. Ek en jy Moet dit toepas. moet dit neem en sê, Here, hier is ek. Amen. Ek wil dit uitlewe. Glory to God. Dis die vrugte van die Gees. Om selfbeheersing op toe te pas. Hy sê dan so, die vrug van die Gees. Liefde, blydskap, vrede,
lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Amen. Amen. Dis die vrug van die Gees Amen. wat God vir jou en my gee. As jy teen sulke dinge, vers 23, as jy teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ek in Christus behoort, moet al hierdie vleeslike begeertes vasgenaal wees. Is dit saam met Christus gekruisig, want hy het al my sonde en my ongeregtighede op hom geneem. Amen. Sodat ek en jy as 'n vry mens kan wees Ja. om God te dien in gees en in waarheid. Amen. Om te wandel deur die Gees en nie deur die begeerlikhede van die vlees te volbring nie, want dit is vasgenaal aan die kruis. Ja, dis Ja. Ek hoef nie meer die vlees te behaag nie. Laat ek dit wegstoot en die Gees in my lewe sal hê, sodat ek kan wandel deur die Gees en nie die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Amen. Prys die Here. Vers 20. Vers 25 sê: As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Amen. As ons deur die Gees lewe, laat ons dan so ook wandel. Deur die Gees wandel. Amen. Halleluja. Dan sê hy vir ons in vers 26: Laat ons nie word soekers van ydelle eer en eer wat mekaar uitdaag en mekaar beny nie. Die begeerlikhede van die vlees maak dat jy mekaar uitdaag. Dis waar. Nee man, kom ons los dit uit. Ja, dis waar. Kom ons los dit uit. As ons deur die Gees lewe, laat ons dan ook deur die Gees wandel. Amen. Ek wil net 'n ander gedeelte lees uit Romeine uit. Romeine die 12de hoofstuk. Ek wil Romeine 8 oplees, Romeine 8 vers 1. Romeine 8 vers 1 sê: Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie deur die vir die wat nie na die vlees wandel, maar na die Gees. Amen. As jy na die deur die Gees wandel, is daar geen veroordeling meer vir jou nie. Ja. Wat nie wandel deur na die begeerlike van die vlees nie, maar na die Gees. En weet jy daai gedeelte, daai teksvers Ja. is verander in die nuwe vertalings. Ja. In die nuwe vertaling ek het nie die Afrikaanse vertaling gekry, ek het die Engelse enige wat ek geluister. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En dan stop hy. Die B-gedeelte is uitgehaal. Ja. Nou kan die mens baie maklik sê, weet jy wat? Ek is in Christus Jesus. Daar's geen veroordeling meer vir my nie. Ja. Maar hy sê vir die wat nie na die vlees wandel nie. Ja. Met ander woorde, die nie begeerlikheid van die vlees volbring nie, maar na die Gees wandel. Ja. Ek moet nie begeer, as ek wandel, ek kan sê ek is 'n kind van God, maar ek doen die dinge van die vlees, dan het ek 'n probleem. Dan kom Galasiërs 5 in werking in my lewe, Ja. wat ek verantwoording gaan doen
Sê hoekom? Ek wil net oor Romeine 12 ook lees. Romeine 12 vers 1. Romeine 12 vers 1. Sê hy. Sê ek vermaan julle dan broeders by die ontferming van God dat julle jul liggame stel as 'n lewende en heilige aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Vers 2 sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Amen. Hy sê, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. En kind van God, dis die Here wat se woord wat so sê, nie ek nie. Word nie gelykvormig in hierdie wêreld. Amen. Jy's anders. Ja. God het jou lewe verander. Ja. Jy's nie meer wat jy was. Ja. Wat jy was en wat jy nou is, moet twee verskillende goed wees. Amen. En as jy in die God se weë wandel, is daar 'n verskil in jou lewe. Dan dien jy God en nie die duiwel nie. Ek het jare terug vir mense gesê, julle is so bekommerd oor die duiwel aanbidders. As jy die sonde doen, wie dien jy? Duivel. Dan aanbid jy die duiwel, jy weet dit net nie. As jy die sonde doen, dan is jy gehoorsaam aan die duiwel. Maar as jy vlug weg van die begeerlikheid van die vlees, en jy wandel deur die gees, wie dien jy dan? Dan moet jy die Here God dien wat leef, begeer tot ewigheid. Amen. Vanmôre sê kind van die Here, kom ons wandel deur die gees. Dan sal ons nie die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Amen. Mag hierdie woord gegee wees op jou handstapels. En mag die Here elkeen seën. Elkeen daar sal luister. Sal sê, Here, laat ek dit toepas in my lewe. Amen. Die Here seën. Gaan in vrede.